Goeiemiddag Suid-Afrika, dit is 1300, teen die tyd wat ek hierdie berig doen op die 23ste Maart, hierdie maandag. 1300 SA tyd. En ek is Morne Botha, die korrespondent vir Koepel TV, regstreeks uit Nashville uit. Ons het groot breaking news vandag. President Trump het sopas afgekondig dat daar samesprekings was met Iran oor die naweek, wat redelike goeie vrugte afgebring het, en het onmiddellik 'n hold geplaas vir ten minste 5 dae op enige aanvalle vanaf Amerika en Israel teen die energiestelsels van Iran. Onthou het gesê, Iran het 48 uur om saam te speel om die stryd van Hormuz oop te maak, en as hy dit nie doen nie, gaan hy al hulle energiestelsels vernietig. So hy het nou net afgekondig dat daar 'n hold ten minste 5 dae na die samesprekings wat hulle op die naweek gehad het. Nou intussen het strikes voortgegaan die naweek in Iran op militêre tekens en op plekke waar die missiele van Afghanistan gebou word. Maar hierdie strikes wat beplan word vir die energieplekke, dit's op hold. President Netanyahu het vandag weer daar in Israel se strate rondbeweeg saam met om plekke te gaan kyk waar daar geteken was. En een van die reporters het hom gevra en hy stem saam met president Trump dat hy sal hou by die planne wat president Trump gemaak het en in terme van die energie plekke wat nie getref moet word nie. En daar val nog 'n konspirasieteorie by die deur uit van almal wat gesê het Netanyahu was dood al weke terug. Hy het nou vandag rondgeloop in die strate van Israel waar hy opgeneem is en met joernaliste gepraat het. Gister het Iran se buitelandse sake minister gesê hulle het geen behoefte om met Amerika te praat nie. Nou wonder die mense, nou wat gaan aan? President Trump sê ons het goeie samesprekings gehad en ons gaan aanval op hold sit. Die buitelandse sake minister van Iran sê ons het geen behoefte om met Amerika te praat nie. So hulle maak daai aankondigings, die Iranse buitelandse minister. Dis vir die benefit van Iranse populasie, vir niks anders nie. Want agteraf praat hulle met Amerika. Hulle kan nie meer hierdie aanhoudende strikes op hulle kan dit nie indefinite voortsit nie. Maar hulle moet die populasie van Iran laat weet, kyk, ons staan op teen hierdie groot mag van Amerika en Israel, jy weet, teen die Satan kind en so aan. En want hulle blok die Iranse populasie met internet. Hulle het geen toegang tot die internet, so hulle weet nie wat regtig buite aangaan en wat regtig gesê word nie. Al wat Iranse populasie hoor, is wat die Iranse regering vir hulle sê. En volgens die Iranse regering is hulle besig om die oorlog ver te wen. Hulle het al die lugmagbasisse en Amerikaanse weermagbasisse rondom Iran al verwoes en as honderde en honderde Amerikaanse soldate dood en vliegtuie afgeskiet. Dis wat hulle vir die populasie sê. En dis al niets wat die populasie kry, want hulle internet is afgeblok. So, en dan intussen agteraf maak hulle maar samesprekings met Amerika, want hulle kan dit nie voortsit nie. So, hierdie volgende 5 dae gaan 'n groot rol wees. Hierdie samesprekings wat hulle het, dit kan die oorlog, wat soos ons hom nou sien, onmiddellik tot 'n einde bring. Wat dan alles oopmaak weer, energie begin vloei en die brandstofpryse en die oliepryse afbring. Of dit kan lei tot 'n punt wat Amerika en Israel besluit, kom ons gaan nou in en ons slaan alles in Iran. Dis alles up to Iran. So ons nou sien maar kom hulle uit. Vir die volgende paar dae, onthou nie, Trump het nie gesê hy hold strikes op militêre tekens nie. Hy gaan nie strikes hold op energie fasiliteite. So hopelik kom hulle by 'n punt en hulle besluit dis nou genoeg. En dan sien ons einde van hierdie oorlog. As ek meer inligting kry, dan bring ek dit vir julle terug. Ek is Morne Botha, die korrespondent vir Koepel TV. Regstreeks uit Nashville. Dankie.